Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ook al ander gebod, word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Ons lees Paulus skryf hierdie in sy brief aan die Romeine. Moet niemand iets skuld nie, maar onthou die skuld van liefde. Dit mag julle nooit vergeet nie. Wie lief het, vervul die wet. Paulus sê letterlik in hierdie gedeelte vir ons dat julle, ons as gelowiges, ons skuld mekaar liefde. En dit is 'n verpligting wat vir ewig gaan hou. En dit sluit almal in, alle mense, jou naaste in die wydste sin van die woord. Ons moet ander lief hê met Christus se liefde. Dit beteken dat ons moenie eers na redes soek om 'n persoon lief te hê voordat ons dit doen nie, maar dat ons die persoon moet lief hê ten spyte van al die redes waaraan ons kan dink om dit nie te doen nie. Want dit is hoe God my en jou liefhet. Hierdie liefde moet ek en jy in ons verhouding met ons medemens, met almal wie ons teekom, uitleef. Die skuld van die liefde is 'n skuld wat nooit klaar betaal gaan word nie. Die gelowige skuld dit aan almal wat hy of sy teekom om dit uit te leef, want ons is in die skuld by die Here en dit is hoe hy wil hê ons elke dag aan hierdie onbetaalbare rekening moet begin afbetaal. Ons kan dalk eendag sê, die van ons wat gelukkig is, dat ons belasting is klaar afbetaal, of ons kar of ons huis is afbetaal. Ons kan miskien sê dat ons die nodige respek en eer getoon het of gegee het, daar waar ons dit moes gedoen het, en dink dat ons het geen verdere verpligtinge nie. Maar ons sal nooit kan sê dat ek het al die liefde betoon en uitgeleef soos wat ek moet nie. Want liefde is 'n permanente verpligting, 'n skuld wat onmoontlik is om klaar te betaal. Gelowiges moet mekaar sonder einde in liefde dien, vir mekaar bid, mekaar se laste dra, mekaar aanmoedig en mekaar ook verdra. Wie liefhet, vervul die wet van God en doen wat hy wil hê ons moet doen op hierdie aarde. Dit omvat alles wat God van die mens op aarde verwag. Daardeur is ons ook baie naby aan Jesus se woorde wat gesê het, doen aan ander of hanteer ander soos wat jy ook hanteer wil word. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Met die uitleef van liefde word 3 doelwitte bereik. Eerstens, seën dit die persoon wat die liefde ontvang. Baie mense het dringend 'n vriendelike woord of 'n klein demonstrasie nodig van iemand wat vir hom of haar omgee. Die Christen se liefde wat hy toon teenoor sy naaste is 'n kragtige getuienis vir ons Here Jesus Christus. En dan laastens, soos Paulus self sê, deur ons naaste lief te hê, vervul ons die wet van God. Dit daarin word dit alles saamgevat. Onthou toe 'n wetgeleerde vir Jesus gevra het, wat is die grootste gebod? Was Jesus se antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En dit is die eerste en die grootste gebod. En tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jesus self het gesê, in hierdie 2 gebooie is die hele wet en die hele profete saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As dit kom by ons geloof en die kerk, kan 'n mens nogals maklik net al die boksies tik elke dag. Maar die manier waarop ons liefde elke dag uitleef, dit is die ware maatstaf van ons gehoorsaamheid en diens aan God. Dit is nie altyd maklik of lekker om skuld terug te betaal of af te betaal nie, maar 'n mens moet dit doen. Want 'n mens doen dit want jy moet. Ons skuld dit aan God om mekaar lief te hê. Jy hoef nie altyd van alle gelowiges te hou nie. Maar dit is God se opdrag dat ons altyd alle gelowiges sal lief hê. Want daardeur kan die wêreld ook God se liefde deur ons sien uitstraal. Tot 'n volgende.